Nou was die stryd in my hart, wat vanoggend aan betref, preek 'n mens nou 'n opstandingsboodskap of 'n doopboodskap by die geleentheid, en baie gebid en vertrou dat die gedagte wat die Here in my hart lewend gemaak het, is wat ek met u moet deel. En ek wil in die lig daarvan u uitnooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by Maleagi hoofstuk 2. Het gaan raak aan al twee gedagtes, maar dis nou nie 'n doop of 'n opstandingsboodskap nie. Net terwyl jy op pad is in die plek kry, voordat ons voortgaan met die skriflesing, net iets in die midde laat. Ons het nou vanoggend die doop hanteer van nou Janko, en daar bestaan by sommige mense, ek praat nou van oor in die samelewing en so, 'n wanpersepsie somtyds dat as 'n kind of 'n volwassene of wie ook al, as hulle nou gedoop is, dan is hulle op daai oomblik dan nou gered. En dit kan 'n gevaarlike valse fondament skets, terwyl water uiterlik kan 'n mens nie innerlik skoon of nuut maak nie. Dis die bloed van Jesus wat dit doen. Uiterlik is dit 'n teken van iets wat die Here binne vir mens wil doen. En hoekom ek gedink het om dit te noem, maar net gister dink ek, toe het Nushka vir my plasing op sosiale media gewys van 'n kennis van hulle, en ek ken die persone nie, hulle name is ook nie uitgehaal, en alles wat my net weer eintlik met skok laat besef het, dat sommige met daai wanpersepsie loop. Ek het dit hier opgesit, alles is uitgehaal wat enige aanduiding kan gee, glo ek, van wie dit kon wees of wat. Dit is mense wat hulle kindjie ook geneem het om gedoop te word op die 6de April van hierdie jaar, en nou sê hulle daarso die kindjie se naam se spesiale doop, en hierdie woorde: nou is jy vir altyd God se kind. Ons beloof om jou groot te maak volgens sy wil, ons lief jou so baie. En ek glo dit is met die mees opregte en goeie bedoelings geplaas, maar die doop red 'n kind of 'n volwassene of niemand nie. So kom Paulus gesê het, die Here het hom nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Die doop dra 'n boodskap oor van redding, wat deur die evangelie uitgebeeld word, en dit wys na Jesus toe wat 'n mens red. So hy ook, dis 'n teken dat God hom wil red en kan red, en dat die ouers se verantwoordelikheid het om hom te leer daarvan, maar dit bring niemand in die hemel nie. En dit is net belangrik om dit te onthou. So goed en nodig as wat dit is daar redding nodig, en Jesus alleen kan dit vir mens bied, uiteindelik wanneer 'n mens kan verstaan en reageer op sy roepstem. Nou terug by Maleagi hoofstuk 2, en ek gaan nou vanoggend mooi moet probeer volg en kophou saam met my, en ek gaan my bes doen om te probeer verduidelik wat aan die gang is, maar die gedagte is so sterk dat ek moes hierby stil staan. Wat in die boek Maleagi aan die gang is, voor ons lees in hoofstuk 2, net dat jy verstaan wat aan die gang is. Dit is 'n tyd na die ballingskap, waarin daar oorblyfsel teruggekom het, 'n hele tyd verloop het, wat Nehemia en Esra, en eintlik voor dit Zerubbabel hulle daar was, die tempel is herbou op daai stadium, die mure van Jerusalem is herbou, maar geestelik was dit eintlik 'n baie donker tyd, onder daardie persone wat teruggekeer het van die ballingskap af. Daar was geestelike verval aan die gang, en die Here stuur vir Maleagi om met hulle te praat, en is 'n interessante wyse waarop die boek werk. Aan die begin sê die Here, hy verklaar sy liefde vir hulle as sy volk. Hy sê in vers 2, daar begin hy: ek het julle lief gehad, sê die Here. En onmiddellik reageer hulle met: waarin het jy ons lief gehad? Dis so 'n bevraagtekening eintlik van hulle kant af. Maar na hy dit verduidelik, dan kom hy met een na die ander sake wat skeef geloop het by hulle, en wat die Here hulle eintlik oproep om terug te keer na hom toe. Die volgende ding, elke keer sê die Here deur Maleagi vir hulle iets, en elke keer verontskuldig hulle self deur te sê, maar het ons dit gedoen? So byvoorbeeld sê 'n mens daar in vers 6, vra die Here vir hulle, as hy dan 'n vader is, in die middel van die vers: waar is my eer? So hy sê eintlik hulle eer hom nie meer nie. En as hy Here is, waar is die vrees vir hom? En dan sê hulle aan die einde van daai versie, maar die Here sê: waardeur het ons u naam verag? Elke keer sê hulle, maar nie ons nie. Jy kan gaan lees in die boek oor en oor, dan sê die Here,
hulle beroof hom, dan sê hulle, waarin het ons u beroof? So elke keer half hierdie verontskuldigende ding. Nou in hoofstuk 2 waar ons dan nou gaan inval, spreek die Here 'n ander probleem onder hulle aan. En ons kan sien in die gedeelte dat daar was 'n baie aaklige praktyk aan die gang, wat van die mense daar het geskei van hulle vrouens en dan het hulle met ander volke se vrouens getrou. En hulle het die huwelik nie meer as iets ernstig en ewig of wel lewenslang soos wat God dit bedoel het geag nie. En nou kom die Here en hy praat eintlik met hulle oor daai ontrou wat die huweliksverbond aanbetref. En in dit is daar gedagtetjie dan by waar ons wil stil staan. So kom ons lees Maleagi 2 van vers 10 af. Daar sê hierdie woorde: Het ons nie almal een Vader nie? Het een God ons nie geskape nie? Waarom handel ons dan troueloos met mekaar deur die verbond van ons vaders te ontheilig? Juda het troueloos gehandel en 'n gruwel is in Israel en in Jerusalem gepleeg. Want Juda het die heiligdom van die Here wat hy liefhet ontheilig en hy het die dogter van 'n uitlandse god getrou. Mag die Here die man wat so iets doen uitroei, hom wat roep en hom wat antwoord gee uit die tente van Jakob en hom wat 'n offer aan die Here van die leerskare bring. En boonop doen julle dit. Julle bedek die altaar van die Here met trane, met geween en versigtiging, omdat hy hom nie meer wend na die offer nie en dit van julle hand nie aanneem as welgevallig nie. En julle vra waarom? Omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond. Het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het, en waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie. Want ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel, en dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die Here van die leerskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie. Eintlik 'n sterk gedagte wat hy hier uitspreek, so hartseer. Hy beskryf hierdie mense en hulle huil voor die altaar van die Here en vra, waarom neem hy nie meer hulle offers aan nie? Waarom antwoord hy nie? Waarom is hy nie met hulle nie? Hy sê die oorsaak is die huweliksontrou wat aan die gang was daar onder hulle. Maar in elk geval in hierdie hele ding en hierdie oproep om getrou te wees aan die huweliksverbond en die vrou wat die Here vir 'n mens gegee het, sê in vers 15 hierdie woorde. Nou moet ek vooraf net sê, amper enige kommentaar wat 'n mens gaan oopmaak oor hierdie versie sê dieselfde ding. Hulle sê die eerste deel van die vers is seker die moeilikste om te vertaal in die hele Bybel. Party sê die kant toe en daai kant toe en die kant toe en daai kant toe. Dit is so verskillend hoe mense probeer sin maak uit daai eerste paar woordjies. Maar nou wil ek net noem met dit saam, die oorhoofse betekenis bly een en dieselfde. So dis nie verwarrend nie, ek glo en ek is redelik oortuig as 'n mens kyk na die konteks van die gedeelte, dat die wyse waarop dit vertaal is in die vertaling wat ons gebruik eintlik baie goed weergee, glo ek waaroor dit gaan. Hy sê hierdie woorde, het hy dan nie een mens gemaak nie. Dit verwys na God wat die mens geskaap het vir Adam aanvanklik en uit hom uit daai een mens mos vir hom 'n vrou, vir Eva. Dit sluit so mooi aan by vers 10 wat sê het een God ons nie geskape nie. So God het die mens geskape. Hy sê het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het. Dit dra die gedagte oor hy kon meer as een mens aanvanklik gemaak het. Dit was nie 'n onvermoë aan God se kant om 'n klomp op 'n slag te maak nie, maar hy het gekies om een te maak. En nou vra hy die vraag, en waarom die een? Het jy al gewonder, waarom het God aanvanklik net een mens gemaak? En toe uit hom uit 'n vrou, en uit hulle uit toe nou beskik dat daar kinders gebore sou word en die mens verder sou vermeerder. Dink net gou daaraan, met die engele was dit anders. God het miljoene en miljoene engele geskape. Hulle trou nie, hulle kry nie kinders nie, hulle vermeerder nie. Daar's vandag nog net soveel van hulle soos wat daar was toe hulle geskape is.
So kan jy sien, dis heeltemal anders as byvoorbeeld die engele. Waarom het God besluit om een mens te maak en uit die mens dan die vrou en beskik dat daar dan verder kinders gebore sou word uit daardie eenheid? Die antwoord het hy klaar gesê is nie, hy kon nie meer maak nie, hy kon. Hy het gekies om een te maak. Hoekom? Nou gee hy die antwoord, hy het 'n geslag van God gesoek. Nou, is 'n aangrypende gedagte. Ek wil net sê, daar is geen verwarring oor enige vertaling of enige iets. Dit gaan daaroor, die Engels sê in van die vertalings, dat hy gesoek het na 'n godly seed of 'n godly, wat is die ander woord wat hy gebruik het, soos 'n nageslag. Dit gaan daaroor. So hy het 'n geslag van God gesoek. En ek wil met u praat na aanleiding van dit, oor God se skepingsdoel met die mens. Ons kry in hierdie gedeelte wat eintlik praat oor die huwelik en om getrou te wees daarin, asof ons so 'n klein kykie kry in God se skepingsdoel met die mens. Hy los hierdie gedagte by ons. God het net die een mens gemaak en waarom die een aanvanklik? Want hy het 'n geslag van God gesoek. God se begeerte was dat daar deur die ontwerp wat hy daar gestel het, uit 'n man en 'n vrou en dat hulle kinders sou kry, dat daar uiteindelik 'n geslag op aarde sou ontwikkel van God, wat God liefhet en God eer en God dien. Hy het 'n begeerte gehad, hy wou hê dat daar geslag mense is wat vir hom leef hier op aarde. So hy het 'n geslag van God gesoek. Dis die skepingsdoel van God. Maar kom ons kyk dan na 'n paar gedagtes in hierdie verband. Die ontwerp van God, ek het so bietjie van dit nou al klaar verklap aan die begin toe ek gepraat het, maar is dit nie wonderlik hoe die Here besluit het dit sou werk nie, dat hy besluit het om een mens te maak? Inteendeel, hy het selfs vir Adam eers name laat gee aan al die diere wat die Here ook geskape het, en Adam het daarin geen hulp gevind wat by hom pas nie. Die Here het in hom hierdie begeerte gegee na 'n hulp, na 'n lewensmaat, en toe hy self ook die behoefte daaraan ontdek, het die Here 'n diepe slaap oor hom gebring, toe uit sy rib uit vir hom Eva formeer, soos wat net God kan, en na die tyd toe nou haar aan hom voorgestel, en daar's hierdie eenheid wat daardeur toe nou gevorm is, waaruit God toe nou bepaal het en ook die opdrag gegee, dat daar kinders gebore sou word, en eintlik dan nou geslagte vorentoe uit hulle uit gebou sou word. Hy sê daar het hy nie een mens gemaak nie, en hoewel hy gees oorgehad het, en waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. So, Genesis 2 vers 24, praat van hierdie eenheid weer wat gevorm word. Die vrou is uit die man geskape, en as hulle bymekaar kom weer, en daar word 'n huweliksverbond gesluit, 'n band gevorm, dan vorm daar weer 'n eenheid, waar hy sê, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef, so uit my gesin waar ek gebore is en groot geword het, ek sal uitbeweeg en 'n nuwe gesinseenheid vorm, wanneer ek trou met 'n vrou, en hulle sal een vlees wees. Daar's hierdie eenwording wat plaasvind, en uit dit uit word daar dan nou ook kinders en verdere geslagte gebou. In Genesis 1 vers 27 en 28 lees ons, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Nou hoofstuk 2 wat ons nou gelees het net eintlik uitgebrei oor bietjie detail van dit wat in hoofstuk 1 klaar genoem is. En dan sien ons hierdie opdrag in vers 28 van hoofstuk 1, en God het hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Nou dis die oorspronklike groot opdrag. Ons weet nou, ons praat van die groot opdrag vandag as om disippels te maak van al die nasies, dis ons taak. Maar aanvanklik was die opdrag van God aan die mens om te vermeerder en die aarde te vul. Hoekom? Hy het 'n geslag op aarde gesoek wat hom dien en eer en liefheid. So vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. So dit is God se ontwerp in hierdie skepping vir ons, uit een paartjie wat hy toe nou aanvanklik daar gestel het, daar kinders gebore sou word, en verder weer huwelike plaasvind en kinders gebore word, totdat die aarde gevul sou word deur mense, en sy begeerte was uit 'n geslag van God op aarde gesoek. Ons gaan nou praat oor hoe dit skeef geloop het, en weer herstel is, maar net weer om te bevestig hoe anders dit is, as byvoorbeeld die engele wesens. In Lukas 20, kom daar van die Sadduseërs.
Nou, dis 'n groepering in daai tyd gewees wat onder andere nie geglo het dat daar 'n opstanding is nie. So hulle sou ook nie na die tyd opstandingsdag herdenk nie. Hulle het ook nie geglo in geeste of engele of enige iets nie. En hulle probeer toe vir Jesus, dis so kort voor sy kruisdood vasvra, deur 'n situasie te skets en daaruit vir hom te vra. Hulle het gesê as daar 'n man en 'n vrou is wat trou en die man sterf tot hulle sonder dat hulle kinders het, dan volgens die wette van Israel sou die swaar dan nou of die ander broer van daardie persoon wat oorlede is moes trou met sy broer se vrou, die broer wat oorlede is, om daaruit dan nou 'n nageslag vir sy broer te bou. Nou sê hulle, sê nou maar daai een trou dan en hulle het ook nie kinders nie en hy sterf en nog totdat hulle al die broers, 7 broers wat hulle daarvan praat, almal dood is en sy gaan uiteindelik ook dood. Dan sê hulle, maar in die opstanding dan, wat hulle nou nie ingeglo het nie, wie se vrou sal dit dan wees? En hulle het gedink, dis nou 'n dilemma wat maak dat Jesus sal sê, ja, daar kan nie eintlik 'n opstanding wees nie, want wat is dan die probleem? Toe sê hy, nee, hulle verstaan die ding nie reg nie. Toe antwoord hy en sê vir hulle, die kinders van hierdie eeu, hierdie bedeling, hier op aarde waar ons vandag onsself bevind, trou en word in die huwelik uitgegee. Dis God se ontwerp, dat daar huwelike plaasvind en uit dit kinders gebore word en so. Dan sê hy, maar die wat waardig geag word om daardie eeu en die opstanding uit die dode verkry, trou nie en word nie in huwelik uitgegee nie. Ons gaan nie in die ewigheid weer trou en daar gaan die kinders verder gebore word of so nie. Hy sê, want hulle kan ook nie meer sterwe nie, want hulle is dan soos die engele en is kinders van God, omdat hulle kinders van die opstanding is. So hy gebruik die vergelyking, dan sal ons in daai sin soos die engele wees, dat ons nie meer gaan sterf nie, daar gaan ook nie huwelike wees en daai tipe van goed nie. So hier is dit God se ontwerp, en elke keer as 'n mens hoor van ouers wat deur die Here se genade 'n kleintjie ontvang en 'n kind wat gebore word, sien 'n mens hierdie ontwerp, hierdie plan van God uitspeel voor ons oë. Met dit saam weet ons nou, dis nie net dat daar kinders gebore moet word nie, maar omdat die sondeval plaasgevind het, waarby ons nou gaan uitkom, kinders moet opgevoed word in die weë van die Here, dat hulle, as jy 'n geslag van God wil wees, moet jy aan hom behoort en hom dien. En daarom het ouers die verantwoordelikheid, en dit is wat François en Alicia ook vanoggend erken het, dat hulle vir Janko sal onderrig en laat onderrig in die woord van die Here. En deur die woord sien ons as deel van God se ontwerp met hierdie skepping en met ons as mens, is daar kinders gebore word en dat hulle onderrig moet word in die weë van die Here. Ons moet hulle leer van die Here. Dis hoekom hy sê, onder andere in Deuteronomium 31 vers 12 en 13, laat die volk byeenkom, die manne en die vroue en die kinders, en jou vreemdeling wat in jou poorte is, dat hulle kan hoor en dat hulle kan leer om die Here, julle God te vrees en sorgvuldig al die woorde van hierdie wet te hou. En dan sê hy in vers 13, en hulle kinders wat dit nie ken nie, die volgende geslag, moet hoor en leer om die Here, julle God te vrees, al die dae wat julle lewe in die land waarin julle deur die Jordaan trek, om dit in besit te neem. So deel van God se ontwerp is dat kinders nie gebore word met volmaakte kennis van alles nie. Elke liewe dingetjie moet vir hulle geleer word, van hoe om regop te sit, hoe om te praat, hoe om te loop, hoe om wat ook al aan te trek en al daai goed, maar geestelik ook, het God dit so ontwerp, dat wanneer 'n kind in 'n gesin gebore word, dat hulle deur die ouers onderrig word van die Here, dat hulle ook uiteindelik die Here sal vrees en hom sal dien en lief hê, en sodoende ook deel van die geslag van God op aarde wees wat hom hier verheerlik. So ons het 'n verantwoordelikheid in daardie ontwerp om hierdie skepingsdoel uit te leef. Hy sê in Deuteronomium 11 vers 19, baie soos die woorde van Deuteronomium 6 ook, en leer dit aan julle kinders. Sy praat van die wet wat hy gee vir die volk. Leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad en as jy gaan lê en as jy opstaan. So God se ontwerp is, een geslag moet die volgende geslag leer van die Here, sodat hulle ook hulle vertroue in God kan stel en deel word van die geslag van God op aarde wat hy begeer het, wat hom eer en liefhet en dien hier op aarde, sy skepsele. Ons sien deur die skrif hierdie verantwoordelikheid, en terwyl ons nou Paasnaweek herdenk
En ons kyk terug na die kruis van die Here Jesus toe wat vir ons gesterf het en opgestaan het uit die dood, maar jy weet, Paasfees het ontstaan lank voor dit met die uittog van die volk uit Egipte, met die 10de plaag, die dood van die eersgeborenes waar hulle die lammetjie moes vat en slag en die bloed teen die deurposte en so moes smeer. As teken toe die doodsengel verbygaan dat daar dood reeds gesterf is in die plek van die wat daar binne is en daardeur eintlik die boodskap vooruit begin wys het van Jesus wat sou kom, dat die dood van die onskuldige in die plek van die skuldiges eintlik dan nou die straf van ons laat verbygaan. Dis hoekom toe Johannes die Doper toe nou ons later uitroep vir Jesus, na Jesus toe, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, was dit die vervulling daarvan. Maar ons herdenk Jesus wat aan die kruis gesterf het. Nou toe die Paasfees ingestel is, aanvanklik daar in Egipte reeds, lees ons hierdie woorde, hoor die besorgdheid oor die volgende geslag. Onthou dis die ontwerp van God. Gesinne vorm, kinders word gebore en hulle moet onderrig word om God ook lief te hê en te leer ken. Hy sê onderhou dan hierdie saak, praat van die instelling van die Paasfees, as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. En as julle in die land kom wat die Here aan julle sal gee soos hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. Dit moes jaarliks onderhou word. En dan hierdie woorde, en as julle kinders julle vra, is my so mooi, hy dink aan die kinders. As hulle vra, wat beteken die diens daar? Waarom slag ons die lammetjie? Waarom herdenk ons hierdie dinge? Dan moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref, maar ons huise gered het. En na die opdrag gegee is, sê ons, toe het die volk in aanbidding neergebuig. Die volgende geslag moet geleer word van die Here, dat hulle ook hulle vertroue in God kan stel. Nou in die lig daarvan ry ons donderdag aand, want ons is die Kotsee gesin en nie donderdagmiddag nie, ry ons paaskonferensie toe. En in die kar het ons nou baie tyd en ek gesels toe met hulle die donderdag aand, wat 'n mens aan dink van die lydensweek van die Here Jesus, dat dit die aand is wat hulle saam juist die Paasfees, daai Pasga ete gehou het, waar Jesus die nagmaal ingestel het, waar Judas uitgegaan het en hulle toe nou Getsemane toe is en Jesus in hegtenis geneem het. Ons praat oor alles wat nou daai aand in die geskiedenis gebeur het. Lieflik, ons kom by die Paaskonferensie aan en gaan aan. Volgende dag, nou is daar kinderdienste aan die gang. Nou vra ek vir die kinders, wat het hulle geleer by die kinderdienste daar? En Lana sê, alles waaroor ons in die kar gepraat het, van wat Jesus gedoen het en wat daai tyd gebeur het, het ons geleer en my hart so bly gemaak, dat daar in 'n volgende geslag ingebou word, waaroor hierdie naweek gaan. Dat hulle ook begelei kan word om hulle vertroue in Jesus te stel en geslag van God te kan wees hier op aarde. Dis wat God wou hê van die begin af. Dit was sy begeerte. Maar nou weet ons, vroeg na die skepping het dinge lelik skeef geloop. So daar was nou die ontwerp. God het besluit dat hierdie manier van vermeerdering en so sou plaasvind op aarde, sodat daar geslag sou ontstaan vir hom wat hom eer. Maar kort na dit het die sondeval plaasgevind. En dit is die probleem, as ons dan nou praat van hierdie skepingsdoel. Iets het skeef geloop. En ons weet dat Adam en Eva gesondig het, hy het van die vrug geëet. Hulle het geëet van die vrug wat die Here gesê het, hulle nie mag eet nie, van die boom van die kennis van goed en kwaad. Sonde het die wêreld ingekom, en saam met dit die dood en die ellende wat daarmee saamgaan. En ons weet volgens die woord dat na dit elke kind wat gebore word in sonde, met 'n sondige natuur, 'n geneigtheid na die verkeerde toe. En dis 'n probleem. God soek 'n geslag, 'n godly offspring, dis die ander woord wat ek net nou aan gedink het. Hy soek 'n geslag op aarde wat hom eer en liefhet, maar nou word die kinders gebore wat hom van nature nie liefhet nie, en liefhet wat verkeerd is. Ons sien daai dilemma in Romeine 5 vers 12 opgeskryf, wanneer hy sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Dis hierdie begeerte na 'n goddelike geslag, 'n geslag van God wat aan hom behoort en hom liefhet. Maar nou sonde die wêreld in, en dis mense wat God nie liefhet nie, en dis mense wat God nie wil dien nie. Dink 'n bietjie die hartseer daarvan. Adam en Eva is geskape,
En na die sondeval word die eerste kinders gebore, Kain en Abel. En 'n mens kan dink, hierso is nou die ontwerp in werking, hierso kom nou die geslag wat gaan kom en die Here dien, en wat gebeur? Die een maak die ander een dood. So anders as wat mens wou hê moes gebeur, nê? As wat die begeerte was. Skielik is daar hierdie hartseer verhaal waar Kain vir Abel dan nou doodgemaak het, nadat hulle Abel se offer aangeneem is en Kain se verwerp is, die Here vir Kain gewaarsku het en gesê het, hy moet versigtig wees, die sonde lê en loer en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers, het hy gesê. Net na dit lees ons in Genesis 4 vers 8, en Kain het met sy broer Abel gepraat, toe hulle in die veld was, en Kain het teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Van daar af is daar eintlik hierdie tendens wat vorm. Daar's altyd nog 'n oorblyfsel, 'n groep wat getrou is aan die Here en hom gedien het en geëer het. En daar is 'n al groter wordende groep wat glad nie as geslag van God geleef het en hom geëer het nie. Ons sien die wonder van nog 'n kind wat gegee is nadat Kain vir Abel doodgemaak het. Sy naam is Set. En hulle was so dankbaar. Eva of Adam het sy vrou beken. En Eva het nou gesê, God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. En dan lees ons hierdie woorde, en ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. Daar was altyd nog die wat die Here aangeroep het en gedien het. Daar was die Henogs gewees, wat met God gewandel het, selfs in daai tyd. Maar op die aarde het hierdie boosheid en sonde net al meer toegeneem. Totdat dit in hoofstuk 6 so erg was, dat ons die volgende woorde lees, net voor die sondvloed, toe die Here sien, dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. Kan jy dink, God wat die mens geskape het, om 'n geslag op aarde te vorm, wat hom eer en lief het, en hierso is hierdie geslag, hierdie massas van die mense, wat net altyd deur met die verkeerde besig is. Dan sê hy daar, dat die Here berou, dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit was nie sy doel gewees nie. Dit is nie hoe dit moes wees nie. En daar was smart in sy hart. Soveel so dat hy besluit het om almal, behalwe 'n getroue gesin, Noag, wat regverdig en opreg was, onder sy tydgenote, saam met sy vrou, sy 3 seuns en hulle vrouens ook, te spaar en die res van die hele wêreld, die samelewing, deur 'n vloed en nou tot nie te maak. Dit was so anders as wat God se plan was. Tog is sy plan nie verydel nie, selfs toe dinge skeef geloop het dit hom nie onkant gevang nie, want God is ewig en alwetend. Hy ken die toekoms net so goed soos die verlede. Hy het in die ewigheid voor tyd al reeds geweet dat hy sy seun sou stuur om te kom sterf in die plek van ons. 1 Petrus 1 vers 19, en so wanneer hy praat van Jesus wat die vlekkelose lam van God is, sê hy sal geken voor die grondlegging van die wêreld, wanneer die laaste dae geopenbaar. God het steeds sy plan voortgesit. Daar's 'n probleem, dinge het skeef geloop, maar daar's ook 'n oplossing, en dit is wat ons hierdie naweek herdenk. Dit is die Here Jesus, wat deur sy kruisdood en opstanding weer versoening kom bring het. Tussen ons as mens, die skepsele, en God as ons skepper, dat ons weer hom kan ken, kan lief hê en kan dien. Die straf te dra wat nodig was, sodat ons vrygespreek kon word. Nou die Jesaja 53 is seker die mooiste profesie oor die kruisdood en opstanding van die Here Jesus. En ons fokus baie keer op die versies tereg wat sê dat hy terwille van ons oortredinge deurboor is en terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel en die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Maar het jy al gelet as 'n mens verder lees in vers 10 staan hierdie woorde. Hy praat van die Here Jesus. Hy sê as sy siel 'n skuldoffer aangebied het. Nou hy deur sy kruisdood het hy homself as 'n skuldoffer aangebied. Onthou sy siel, dis sy lewe, hy het sy lewe gegee vir ons. Nou onthou skuldoffer in Levitikus se eerste 7 hoofstukke noem hy al die offers, gaan daaroor om sonde skuld versoening voor te doen. As hy homself gegee het as 'n skuldoffer aan die kruis,
hoor die belofte, sal hy 'n nakroos sien. Dis 'n nageslag. Dis presies wat dit beteken. Deur sy kruisdood kan ons as mens wat geskei is deur die sonde van God, weer kinders van God word. Geslag van God hier op aarde, wat hom ken, liefhet, eer en dien. Hebreërs 2, weet ons het nou onlangs in Hebreërs saam met Dr. Andrei stilgestaan in die boek, maar let net gou weer op hierdie gedagte, onthou, hy wil 'n nageslag op aarde hê wat hom eer en dien. Hebreërs 2 vers 9 en 10 verduidelik die volgende. Hy sê, maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is. Onthou, hy is die ewige God, deel van die goddelike drie-eenheid, wat die heerlikheid van die hemel verlaat het, vlees aangeneem het, hy het op aarde hier kom woon as mens, om te sterf van ons plek. So hy praat van daai tydjie wat hy minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood, nou met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Hy het die dood in ons plek gesterf, hy het dit gesmaak in ons plek, hy het die straf gedra wat ons verdien het. Maar hoor nou vers 10, want dit het hom betaam, ter wille van wie alle dinge, en deur wie alle dinge is. Let hier op daai woorde. Hy is die skepper. Alles en almal van ons wat bestaan het deur hom ontstaan, maar ook vir hom. Ons bestaan nie vir onsself nie. Ons is veronderstel om te leef vir hom alleen. As hy nou ter wille van wie alle dinge is en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Dis die wyse wat ons weer kinders van God kon word. Is deur sy lyde dat hy die saligheid daardeur vir ons bewerk het. So die oplossing vir die sondeprobleem in hierdie groot prentjie van God se skepingsdoel met ons as mens is. Hy het ons geskape om te vermeerder, die aarde te vul, om hom te lief te hê en te dien. Ding het skeef geloop toe sonde die wêreld ingekom het, maar die oplossing was toe Jesus gekom het, die straf gedra het, sodat ons weer kinders van God kan word. Psalm 22 is ook 'n kruispsalm, profesie oor die kruis en soveel detail vir ons weergee, dat sy hande en sy voete deur grawe sou word, dat sy klere verdeel sou word. Maar wie aan die einde, baie keer mis ons die einde van daai profesie, later, naby aan die einde van die psalm, gee hy hierdie belofte, hy sê, 'n nageslag sal hom dien. Dis die vrug van die kruis, is dat daar 'n geslag op aarde sal ontstaan, wat hom eer en dien en liefhet. Dis sy doel met ons, dis sy begeerte vir ons. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag, en as daar nog beloftes wat daarna gegee word, wat u regtig na kan gaan kyk. Laat ons dink aan die woorde van Johannes 1 vers 12, wat sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. God se ontwerp het ons gesien, die probleem het ons gesien met die sondeval, die oplossing sien ons aan die kruis en die opstanding van die Here Jesus. Maar laastens kom ons dan by die verantwoordelikheid. Wat moet ons doen om ons skepingsdoel uit te leef? Aan die een kant het ons nou gesien, ons moet die Here Jesus aanneem, dat ons sy kind word, dat ons hom kan leer ken en kan lief hê ook. Maar weier in die groter prentjie is daar verantwoordelikheid, soos wat daar vanoggend hier voorgehou is. Daar's kinders gebore, dis deel van die skepingsontwerp en plan van God. As almal net eendag se ophou kinders hê, sou die samelewing in een geslag uitsterf. Dis deel van die plan van God vir geslag op aarde, dat daar kinders gebore word. En dan ook, dat ons hulle sal begelei om God lief te hê en hom te dien. Neem jy terug na Maleagi toe, hy sê, het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het, en waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek, en nou, neem julle dan in ag, ter wille van julle gees, en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie. Hierdie fokus het ons aan die begin gesê, gaan oor die huwelik. En om getrou die skepingsdoel van God uit te leef, as daar kinders aan ons toevertrou word, is om getrou te bly in die huwelik. Stem jy met my saam? Dis die fokus hier.
gebroke huwelike waar God geminag word en daar ligtelik mee omgegaan word, soos wat die geval hier was, dat hulle sommer net geskei het vir niks, en dan trou hulle met ander lande se vroue wat ander gode dien, en alles, help nie die plan van God om 'n godvreesende geslag op aarde te stel nie. Die sekuriteit en veiligheid van 'n gesonde huwelik is die perfekte broeiplek vir kinders om te kan groei en opgroei om die Here te leer ken en lief te hê. Dit beteken nie dat die Here nie genade kan gee waar dinge skeef geloop het en mense steeds trek na hom toe en genesing kan bring en redding kan bring nie, maar stem u saam vir ons as kinders van die Here. Daar's 'n verantwoordelikheid, nie net om kinders te kry nie, maar om getrou te wees teenoor mekaar in die huwelik. Dit is waaroor hy hierso praat, en dan om getrou te wees om die kinders op te voed in die weë van die Here. Efesiërs 6 vers 4 sê, en vaders, moenie julle kinders vertore nie. Kolossense se gedeelte sê, moet hulle nie terg nie. Dat hulle nie moedeloos maak deur onregverdig teenoor hulle op te tree nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. So hulle moet gebore word, kinders, hulle moet geleer word of opgevoed word, en hulle moet gered word, dat hulle ook die Here kan leer lief hê en vir hom leef as geslag van God hier op aarde. Dis waar ouers 'n verantwoordelikheid het om jou kind te leer van die Here, om hulle te onderrig uit die woord uit, of hulle Bybel te lees wanneer hulle kan begin verstaan, om hulle kerk toe te vat, kinderbediening toe te vat, konferensies toe te vat, waar ook hulle mens kan, waar hulle blootgestel kan word aan die woord en die evangelie, dat hulle ook op 'n punt kan kom waar hulle kies om vir God te leef. Uiteindelik, na alles verby is, die 7 jaar van verdrukking, selfs ook na die 1000 jaar van vrede en die laaste opstand teen God, gaan daar net geslag van God oorwees wat hom liefhet en vir ewig dien en getrou is aan hom. Maar in hierdie lewe is hier nog die groeperinge, mense wat hulle rug op hom draai en mense wat die knie voor hom buig. En mag ons getrou wees in ons skepingsdoel. Onthou, ons leef nie ter wille van onsself nie, ons leef ter wille van hom. Ons is hier om hom te verheerlik, ons is hier om hom lief te hê. Kinders is nie ter wille van onsself aan ons toevertrou nie, so wonderlik en lekker as wat dit is. Hulle is aan ons sorg toevertrou om in hulle in te bou, om geslag van God te word. Jesus het dit moontlik gemaak deur sy kruisdood en ons moet daarop handel. Mag die Here ons getrou maak om die volgende geslag ook te leer, sodat hulle ook geslag van God hier op aarde kan wees. Deuteronomium 6 praat van daai verantwoordelikheid om kinders op te voed in die weë van die Here. Ek gaan dit nie nou vir ons lees nie, maar net daai gedagte, hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees en jy moet dit jou kinders inskerp. Moet dit inbou in hulle lewe in. En daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Wat op aarde maak ons hier? Ons is hier deur God, ter wille van God. Hy wou 'n geslag hier hê wat kies om hom lief te hê, om te dien. Dinge het skeef geloop. Jesus het genade gebring deur sy kruis, sodat ons God weer kan ken en as kinders aangeneem kan word. Maar ons het 'n verantwoordelikheid om hom lief te hê en om ander te begelei om dieselfde te doen. Mag die Here help dat ons getrou daarin sal wees. Amen. Hemelse Vader, dit gebeur so maklik dat ons so verstrengel raak in ons eie lewe en ons eie dinge, dat ons vergeet dat ons eintlik nie bestaan ter wille van onsself nie, maar dat ons bestaan om U te verheerlik. U het ons gemaak met die begeerte dat ons U sal lief hê en sal dien, en dit is ons begeerte ook, omdat U ons nuut gemaak het deur die Heilige Gees, ons wat U kinders is. Ons het U lief, omdat U ons eerste lief gehad het. Ons wil leef as geslag van God in 'n goddelose samelewing. Ons weet ons bevind ons vanoggend weer in omstandighede, soos U woord gesê het, soortgelyk aan die tyd van Noag, toe daar boosheid die oorhand gevier het, eintlik maar in die wêreld, maar daar was altyd 'n getroue geslag wat U gedien en gevrees het. Ons as U kinders wil getrou wees en as daardie geslag,
En ons wil ook asseblief deur u genade 'n volgende geslag as u vertoef om te kom opvoed om u te dien en u lief te hê. Sal u ons genade daarvoor gee? Elkeen wat nog kinders in die huis het of iemand in ons sorg, dat u ons wysheid sal gee om hulle op te voed in die tug en vermaning van die Here, en mag ons u verheerlik deur ons skepingsdoel uit te leef hier op aarde. Amen.